So hy sal op 'n klomp geleenthede is hierdie storie al vertel en gedeel. Dit word vertel van 'n sendeling en hy het so as 'n tipe van 'n mediese sendeling het hy gewerk. So hy was hier in Middel-Afrika gewees, redelik ver in die bos in, en dan het hy nou maar daar 'n tentjie gehad wat hy opgeslaan het, en hy die mense medies behandel, en dan soos wat hulle gekom het vir mediese behandeling, dan het hy hulle sommer ook die woord met hulle gedeel. Maar hy moes so eenmaal 'n maand, moes hy ingaan na die naaste stad toe, om mediese voorrade te koop, kos te koop, en dan 'n bietjie geld te trek om sy werkers te betaal, maar hy het met 'n fiets gery. So maar dit het 2 dae gevat om by die stad uit te kom. So hy het met die fiets gery, halfpad het hy die nag oorgeslaap, tentjie opgeslaan, dan het hy na die stad toe gegaan, en dan het hy sy mediese voorrade daar gekoop, en dan het hy ook sommer 'n bietjie geld getrek om sy werkers te betaal. Op 'n een geleentheid, toe hy by die stad kom, toe sien hy hier's 2 manne wat lekker hard aan die beklei is, en hulle slat mekaar, laat die bloed so loop, en hy stop toe, en hy plak hulle toe nou maar mooi aan mekaar, en werksteekies in, en maak hulle gesond, gee vir hulle medisyne, deel met hulle die evangelie, en hulle vra toe nou wat hy doen, en hoekom is hy hier, en hy vertel toe nou ietsie van hulle. Hoe dit ook al sê, in daai aand, daai dag, gaan koop hy toe nou al sy mediese voorrade, gaan trek geld om sy werkers te betaal, en nou begin hy met sy fiets weer terugry. In die aand, halfpad deur, moet hy stop, en toe slaap hy oor, en toe daai nag, toe die 2 manne wat hy gehelp het, oordat hulle nou geweet het, hy het mediese voorrade, hy het kos, en hy het ook geld by hom, het hy en 'n klomp chommies, het hulle besluit, maar hulle gaan vir hom doodmaak daai aand, en hulle gaan vir hom beroof. In Amerika, dit was in die aand gewees, in Amerika is dit oggend, en daar's 'n vriend van hom, die tuisgemeente waarvandaan hy kom, een van sy vriende, die ou staan op die golfbaan. Nou kyk, jy moet die Here mooi hoor as jy op die golfbaan is en die Here praat met jou. Jy weet, kyk, want daar praat ons net diep Frans mos, jy weet, as die balle allerhande rigtings gaan, hoe dit ook al sê, en die ou is so, hy staan gereed, en hy is so op die punt om te pad. Toe ervaar hy 'n dringendheid, dat hy vir hierdie ou moet bid. En hy ervaar 'n dringendheid, maar hy moet 'n paar ouens in sy gemeente bymekaar kry om vir hom te bid. En hy los toe net daar sy patter in die golfgame. Hy bel so 26 van sy pelle, hy sê, hoorie, julle moet vir my nou by die kerk ontmoet, ons moet vir hierdie ou intree en vir hierdie ou bid. Klompie jare later, kom hierdie predikant, of hierdie sendeling, en hy is in sy tuisgemeente daar in Michigan, en hy vertel die storie, hoe hy die een aand nou voorrade gaan koop het, geld by hom gehad het, en hy amper op die punt was, om vermoor te word en beroof te word, maar dit was op 'n bonatuurlike manier, was dit verhoed. En hy is besig om hierdie storie te vertel, en hy vertel toe, hoe hierdie ouens op 'n volgende trippie, 'n volgende keer, toe hy ingegaan het na die stad toe, hoe hierdie ouens na hom toe gekom het, die ouens wat hom wou beroof het, en die ouens wat hom wou vermoor het, en die ouens wat hom wou doodgemaak het, kom hulle na hom toe, en hulle sê, hoorie, ons wil net weet, wie is die 26 gewapende mans, wat saam met jou reis en jou oppas? Hy sê, maar, ek het nie gewapende mans nie, ek het niemand wat ek in diens neem, ek het nie 'n sekuriteitsmaatskappy wat my oppas nie. Hulle sê, nee, ons het gesien, daar was 26 gewapende mans, ons het gekom, ons wou jou doodmaak, ons wou jou beroof, ons wou jou kos en jou geld en jou mediese voorrade steel, maar daar was 26 gewapende mans wat jou opgepas het. En terwyl hy hierdie storie vertel, toe spring die een ou op in die gemeente, en hy sê, hoorie, ek wil net vir jou sê, watter dag was dit? En watter tyd was dit? En die ou sê, nee, dit was min of meer so en so dag, dit was die datum, dit was die tyd. Hy sê, hoorie, ek wil net vir jou sê, ek het op die golfbaan gestaan, ek was op die punt om te pad, ek het ervaar dat die Here met my praat, ek het ervaar 'n dringendheid, dat ons vir jou moet bid en vir jou moet intree, en ons het hier by die kerk by mekaar gekom, en hy sê toe, hoorie, kom, laat ek net gou, waar is daai manne, staan julle almal op, en die manne staan toe nou so, een vir een staan hulle in die gemeente op, en daar staan toe, 26 manne op, wat op daai oomblik, toe hierdie sendeling in die nood was,
sy lewe in gevaar was daar kinders van die Here wat vir hom gebid het. En jy sien nie altyd op daai oomblik die effek nie. En jy sien nie altyd op daai oomblik wat die Here hoor nie. En partykeer sien jy dit nooit nie. Partykeer 'n paar jaar later sien jy die effek en die impak. Psalm 50:15 sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Hoorie dikwels, soos wat ons hier leef, die pas, die tempo, die aanvalle, die aanslae, die uitdagings wat ons het, is net te veel om te hanteer. Jesaja 40:29 sê, selfs jong manne raak moeg, hulle struikel, hulle val, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle hardloop, hulle word nie moeg nie, hulle loop, hulle word nie afgemat nie. Maar dan moet ek die Here daarvoor vra. Micha 3:8 wat ek nou gebid het sê, ek daarenteen het baie krag, ek het die gees van God. En daarvoor moet ons bid, daarvoor moet ons vra. Jakobus 4 sê, ons het nie oor ons nie vra nie. Ons het nie oor ons nie vra nie. Larissa het al hierdie frase al so keer of wat daar by die huis gehoor. Sy is nou in die koshuis op die HK en hulle moet allerhande goedjies bou en goedjies maak en hulle het 'n begroting nodig daarvoor. En sy gaan toe na die huisvader toe en sy sê, hoorie, nee, sy 40 of 50.000 rand het sy nodig, kan nie presies 'n bedrag onthou nie. Woeps, en sy stap uit en die kry sy die geld en die goedkeuring om die stalletjie te bou wat hulle nodig het. Al die ander koshuise, al die ander in die koshuis wil weet, hoe op die flippend dese aarde, hoe kry jy dit reg? Hoe kry jy geld? Waar ons kry dit nooit reg nie. Sy sê, wel, dis heel eenvoudig, julle het nie oor julle nie vra nie. Ja. So ons gaan 'n bietjie praat oor die kos van kampioene, the breakfast of champions. En vir ons as kinders van die Here is dit gebed. En kom ons wees net eerlik, party van ons sukkel met gebed. Ons weet nie altyd hoe om te bid nie, ons weet nie wat om te bid nie. En dit is heel eenvoudig. Dit is net om jou hart en jou drome en jou ideale en jou vrese en jou bekommernisse en dit wat jy aanpak en dit wat jy doen, net vir die Here te gee. Dankie te sê. Enter his courts with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Laat ek net Psalm 100 vers 4. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Begin met 'n dankie. Here, dankie, ek het met my eie 2 bene hier ingestap. Here, ek het oë wat kan sien. Party se ander beter as ander. Ek het ore wat kan hoor. Dankie. Ek het 'n dak oor my kop. Dankie, Here. Begin altyd met 'n dankie op jou lippe. Kom ons lees Lukas 18. Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om dit duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê in 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir 'n mens gehad het nie. Hy het geen gesag vir God of sy gebod gehad nie. En in dieselfde stad het 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra, doen nou my reg en my saak teen my teenparty. 'n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê, vir God het ek wel geen eerbied nie, aan 'n mens steur ek my nie. Maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help. Anders kom klap sy my op die einde ook nou nog. Toe sê die Here, lyk vir my daar was 'n paar aggressiewe tannies in die antieke tyd. Toe sê die Here, hoor wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom uitroep reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help, maar gou ook. Maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op aarde vind? Die voor die hand liggende gedeelte wat ek nie gaan uitlig in hierdie boodskap is nie. Hier's 'n onregverdige regter, geen gesag vir God of sy gebod of vir mense nie. En nou kom tref Jesus die kontras en hy sê, luister, ons het 'n goeie God. Ons het 'n liefdevolle God. Ons het 'n goeie Vader. Psalm 34 wat sê, taste and see the goodness of God. En Jesus kom trek die vergelyking. Hy sê, as die skerminkel, as die tsotsie, as die oneerlike ou, as hy reg doen, hoeveel te meer sal God nie reg doen nie. So dis hier voor die hand liggende, ons gaan nie daaroor gesels nie. Jesus told them a story showcasing that it was necessary for them to pray consistently and never quit. So 3 vinnige gedagtes. Nommer 1, bid volhardend. Die probleem met gebed is partykeer sê ons so halwe gebedjie op, ons bid so vinnig geskied gebedjie, ons bid 1 keer, ons bid miskien 'n tweede keer, en dan stop ons daar. Vir gebed,
Partykeer, oor party goeters, moet jy volhardend bid, moet jy aanhoudend bid, totdat jy of 'n duidelike nee, of 'n antwoord kry. Hoekom? Daniël 10 sê vir ons, en ons is nou besig met 'n Daniëls vas in die gemeente, Daniël 10 sê vir ons, Daniël kry 'n droom, hy vas en bid vir 21 dae later daag die engel op, hy sê Daniël, van die eerste oomblik af wat jy gebid het, is jou gebed verhoor. En Daniël staan hier en sê, excuse me, dis 21 dae later. Van die eerste oomblik af wat ek gebid het, is my gebed verhoor. Die engel sê vir hom, ja, hy sê, maar ek moes teen die prins van Persië veg, en daar was 'n bose teenwoordigheid wat die antwoord gekeer het. Gelukkig het Michael my kom help, en nou is ek hier om vir jou die antwoord te gee. En die deurbraak het gekom na aanhoudende, volhardende gebed. En daarom het ek en jy nodig om die uitdagings in my besigheid, die uitdagings in my liggaam, in my verhoudings, in my gemoed, in my verhouding met die Here, die deurbrake wat ek geestelik wil hê. Party van hulle kom net deur vas en gebed. Luister in die week, luister ek na 'n stukkie en Vince het dit op die gebedsgroepie gedeel. Van Jongie Chow. Hy sê, if you want to get doors open, you need to fast and pray for a day. That's the door opening fast. And if you need to break chains, you need to fast and pray for 3 to 7 days. And if you need to move mountains in your life, you need to fast for 21 days. Dit was my vreeslike mooi opsomming van wat hy gesê het. So hierdie gedeelte sê, toe sê die Here, wat sê die onregverdige regter? Sal God dan nie aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep, reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en hy sal hulle gou ook help. When nothing seems to help, I go and look at the stone cutter hammering away at his rock, perhaps 100 times, without as much as a crack showing. Yet, at the 101st blow, it is split in two. And I know it was not that blow that did it, but all the others that had gone before it. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Julle wil baie dinge hê, maar julle kry dit nie, en daarom wil julle vermoor julle mense, en daarom is julle jaloers op mekaar. Wanneer julle na die dinge, wanneer julle nie die dinge kan kry wat julle graag wil hê nie, dan twis en beklei julle, en julle kry nie die dinge wat julle wil hê nie, omdat julle dit nie vir God vra nie. Ons het nie, omdat ons nie vra nie. Is julle reg, kan ek hom gooi? Okay. There's a physician in St. Helena, California. Her name is Dr. Arlene Taylor. If you want to write that name down in the back of your bulletin, take a look at her website. She's a brain specialist. She works with the brain surgeons and the neurosurgeons and the brain specialists, but she's especially been involved with neurosurgeons that they're not even Christian. They don't believe in God. And they've discovered something very unique. Jeannie actually went and heard her, did a powerful research about the brain, and I've gone to her website, communicated with her. She reports about these non-believer brain surgeons and specialists who are now doing laboratory experiments on, are you ready for this? Prayer. Now, I took chaplaincy at Loma Linda and so forth, and I know that the hospital doctors and surgeons are always happier when a bishop or a priest or a minister or a person will come in and have prayer with the patient before surgery. They couldn't understand it, they don't understand it, but they know that prayer makes things go better for the patient and the family. But how do you prove that in a laboratory? Because science in medicine is all based on testing and laboratory. You know, you've got certain drugs, you take some of the real thing and the others are placebo, right? And then they decide which ones to put on the market. How do you test prayer in a laboratory? You know, Ellen White says something about this. She says that when we pray, the brain emits electrical impulses. Now, I personally believe that God has a great big cosmic computer, and he can, that big screen, he can catch those prayers, and he can also communicate with me that way. But scientists now, Dr. Taylor says this, in blind studies,
They have put these electrodes on your head so that when you pray for someone who's in intensive care in the Orlando hospital, maybe they're even semi-conscious, they don't even know. They don't know about this and you don't know. But when you pray a prayer for anyone, the instant you pray, something happens in the brain of that person you're praying for. That's scientific evidence now that they don't even want to go there because they don't understand this. It's something spooky. It's something mysterious. But there's power in prayer. And we're not praying anymore. Listen to this. I am not finished yet. Dr. Taylor has also discovered something else very significant. And that has to do with reading something spiritual, devotional. These brain specialists, and again, they're not Christian, they have no orientation with biblical, and they don't understand this. It's spooky. But they have discovered, you're not ready for this. And especially different kinds of prayer that are praise and so forth. They can actually change the brain cells, and that does amazing things. But reading something devotional or spiritual for just 12 minutes out loud every day, are you ready for this? Can actually reverse dementia and possibly impact Alzheimer's. This is science now, and they don't understand this. Die tweede ding wat Jesus wil onderstreep is bid gelowig. En wanneer 'n ou sê bid gelowig, dan klink dit nou so churchy, maar dit is om te bid met 'n verwagting. Met 'n verwagting dat die Here hoor, met 'n verwagting dat die Here sien, met 'n verwagting dat die Here sal ingryp. Dis nou begin van die jaar, so dan begin ek nou maar weer daar by Genesis lees en ek begin daar by Matteus lees en ek moet sê hierdie jaar het ek nog nie elke oggend dan haak ek amper vir 'n uur lank vas by net 'n hoofstuk, so ek het nie vreeslik ver gevorder nie. Maar as jy Genesis lees, dan is een van die heel eerste name wat God oor homself openbaar, is die woord El Roi. He is the God that sees. He is the God that hears. Hy is nie die God wat sien nie, hy is nie die God wat hoor nie, maar hy is ook die God wat antwoord. Sarah jaag vir Hagar in die woestyn in met die kind, en sy lê daar onder 'n boom, sy het die kind eenkant neergesit en sy wag nou om dood te gaan, en sy roep uit en sy huil en sy roep uit na die Here toe, en die Here hoor, en sy sê na die tyd, ek verstaan nou, en hy openbaar homself. Hy sê, I am El Roi, the God who sees. Ek het 'n vermoede, ons bid min, ons kan 'n worship geleentheid by die kerk reël, en as die kerk vol, ons reële geleentheid om te bid, dan is daar diep in die 3 wat opdaag. En ek het 'n vermoede, agter dit sit die denke dat, maar dit help nie. Dit maak nie 'n verskil nie. Dit maak nie saak nie. As jy die handleiding vat, en jy vat elkeen van die geloofshelde, en jy vat vir Abraham, en jy vat vir Daniel, en jy vat vir Joshua, en jy vat vir Gideon, en so kan jy opnoem, almal van hulle sal vir jou getuig oor die verskil, en die impak, en die krag van gebed. En ons het nodig om daai wapens op te neem. Ons het nie oor ons nie vra nie. Ons het nie oor ons nie volhardend vra nie. Ons het nie oor ons eintlik nie gelowig bid en dink dit maak 'n verskil en dit belangrik is nie. En dan dink ek, party van ons dink, jy's maar, hoorie, ons het nou al ouetjies ontmoet. Wie van julle het ouens al ontmoet en dit voel asof hulle 'n dooie donkie kan lewend bid? Hæ? Wie van julle het al ouens ontmoet, hulle bid so mooi? Hæ? Ken julle ouens wat so mooi bid? En dan wie van julle het al ouens ontmoet wat so lank kan bid? Ek weet nie waar kry hulle al die woorde nie. Maar Jesus maak die punt in Matteus. Hy sê langer is nie beter nie. Meer woorde is nie beter nie. Dis nie dis nie towerspreuke, regte frases nie. Dis om opreg uit die hart uit, volhardend, gelowig te bid.
Die gebed van 'n gelowige, sê Jakobus 5, het 'n kragtige uitwerking. Ons het nie oor ons nie vra nie. Maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op aarde vind? Een van my gunsteling gebedstories is van Doug Coe. Nou Doug werk in Washington en hy werk onder die politici daar, maar eendag toe lei hy 'n ou met die naam van Bob, lei hy na die Here toe. En Bob werk in die versekeringsbedryf. So hy's glad nie gekoppel aan die politici, aan al die politieke kringe in Washington nie. En eendag kom Bob, hy's nou 'n nuwe Christen, en hy kom daar ingestorm. Hy sê, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Is it true? En hy's verskriklik opgewonde daaroor, en hy sê, is dit so? Dit voel amper soos 'n blanko check wat die Here vir ons gee, en hy kwalifiseer dit so 'n bietjie, maar hy sê, dis waar. En Doug, hierdie nuwe disipel van hom, daag hy toe nou uit, hy sê, hoorie, ek wil jou uitdaag om te begin bid. En nou, Bob het so 'n bietjie daar rondgeloop. Jy weet, so waarvoor bid ons normaalweg as ons bid? Ek sal vir Afrika bid. I'll pray for Africa. Doug sê vir hom, dis bietjie wyd, broer. Hoe gaan jy nou weet as die Here jou gebed beantwoord het? Hy sê, ek sal vir Kenia bid. En Doug daag hom toe uit. Hy sê, ek gaan jou uitdaag om vir die volgende paar maande elke dag vir Kenia te bid. En as jy nie iets onnatuurlik, iets vreemds sien gebeur nie, dan gaan ek jou $500 betaal. Ou Bob dog, yeah, what a bargain, papi. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. So, hy's reg om te bid, en nou gaan hy ou hom nog betaal om te bid ook. En hy begin elke dag bid vir Kenia. En 'n paar maande verloop, en niks gebeur nie. Een aand is hy by 'n diner. Ag, en hy so half, jy weet, dis net maar soos wat diners gaan, hierdie black tie affairs, en is so half vervelig. En hulle almal praat daar om die tafel, en op 'n stadium is daar 'n vrou om die tafel, en sy kom van waar af? Kenia. Jesus, maar Bob se oortjie spits, en hy begin met haar praat, en hy sê, hoorie, wat doen jy? Nee, ek het die grootste kinderhuis in Kenia, en hy peper haar met vrae. Naderhand sê sy vir hom, Bob, I can see that you are really interested in Kenia. Sy sê, why don't you come and visit us in our country? Hy sê, yes, kom ons doen dit. Volgende week op die vliegtuig vlieg hy Kenia toe. Hy kom by die kinderhuis, haaglike omstandighede, geskok oor wat daar aan die gang is, geskok oor hoeveel kinders daarvoor gesorg moet word. Bob vlieg terug Amerika toe, hy skryf vir al die groot farmaseutiese maatskappye, hy sê aan die einde van elke jaar, het julle produkte wat julle weggooi, wat se vervaldatum op is, maar dit is nog geskik vir menslike gebruik, wil julle nie die goeders deurstuur nie, en hy praat met 'n klomp besighede en sakemanne, lang storie kort, binne 'n kort tydjie stuur hulle $1 miljoen se voorrade na Kenia toe. Yes, hulle is vreeslik opgewonde, hou 'n groot partytjie. Hulle sê vir Bob, wil jy nie weer oorvlieg en saam met ons kom partytjie hou nie? Die Here is vir ons goed. Hy sê, "Shap, shanana." Hy klim op die vliegtuig. Ekskuus tog, vlieg oor Kenia toe. Hulle nooi die president om ook die geleentheid te kom bywoon. Die president hoor van Bob en Bob wat alles gedoen het. Die president vat hom op 'n begeleide toer. Saam met hom in sy berede motorkade, vat hy hom op 'n geleide toer deur Kenia. Op 'n stadium ry hulle verby 'n tronk. Hy sê, "Wat's dit?" sê Bob. Die president sê, "O nee, dis vir ons politieke gevangenes aanhou." Ou Bob kyk hom, hy sê, "Ag, dis stupid, laat hulle vry." En nou Bob klim op die vliegtuig, hy gaan terug huis toe. Hy kry 'n oproep van die CIA. Good morning, is this Bob? Yes. Were you recently in Kenya? Yes. Did you have a conversation with the president? Yes. What did you say to him about the political prisoners? Oh, I told him to let them go. Oh. He's done that. And we have been lobbying for years to get those people free. Nadat Bob die foon neergesit het, toe sien hy hoe vlieg $500 weg. En hy sien die impak en die krag en die verskil wat gebed maak. Bid volhardend, bid gelowig
En dan wil ek jou aanmoedig, uitdaag, bid saam ander. Die Here gee vir ons 'n belofte. Amos 3 vers 3 sê, can two walk together unless they have agreed to do so. In die geesteswêreld, en ek wil die Engels gebruik, in die geesteswêreld you get the power of agreement. And when we pray together, we release the power of agreement. Dis 'n geestesbeginsel. Matteus sê vir ons, verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde ooit oor enige saak saamstem en daaroor bid, agreement, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Want waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by hulle. Die Griekse woordjie, en ek doen moeite, as kind het ons dominee in elke preek het hy gepraat oor een of ander Griekse woordjie. Dit was 'n pyn in die pankreas. Dit gaat ons alweer. Toe dog ek, as ek eendag groot is, gaan ek nie in elke preek 'n Griekse woordjie gooi nie. Hier gaat ons. Sorry nee. Die Griekse woordjie wat daar gebruik word is symphono. En nou weet julle, wat se woordjie gebruik ons in Engels daarvoor? Symfonie in Afrikaans. In 'n simfonie het ons 'n klomp verskillende instrumente, klomp verskillende klanke. Maar wanneer jy dit saamgooi, dan kom daar 'n ongelooflike beautiful klank daar uit. En dis die beeld wat Jesus hier gebruik. Hy sê, wanneer jy saam bid, ons is verskillende geaardhede, verskillende persoonlikhede, jy hoef net langs jou te kyk, om te weet, liewe Jesus het 'n paar snaakse kindertjies. Moenie nou te breed lag nie, ek kan dit sien. Maar gooi al liewe Jesus se snaakse kindertjies bymekaar. En ons bid saam. En daar kom 'n beautiful simfonie by die hemel uit. Wat God dan vrystel hier op aarde. Die eerste Woensdag van elke maand gaan ons saam bid. Gabriel, neem 'n foto. Ek gaan vir julle hande oplê sonder gebed. As julle worship aande toe kom, maar die gebedsaande nie. En dit gaan totaal en al anders wees as enigiets wat jy al ooit in jou lewe beleef het. It's going to be loud, it's going to be fast-paced, ons gaan nie sit nie, dit gaan nie boring wees nie, ons gaan hardop bid, ons gaan rondbeweeg, party ons gaan lê, party ons gaan sit. Okay, julle het dit. Dit gaan anders wees. Kapies? Hierdie is beautiful. Reg deur die skrif. Kry jy die ding van 1 sal 100 op loop jaag. 10 sal 1000 op loop jaag. 100 sal 10,000 op loop jaag. As jy die Bybelse geskiedenis vat, elke liewe oorlog wat Israel beklei het, they were outnumbered. 10 teen 1, 100 teen 1, 100,000 teen 1. Elke liewe oorlog wat Israel beklei het, is hulle in die minderheid. Maar omdat die Here by hulle is, jaag 1 100 oploop, en 10 1000 oploop, en 100 10,000 oploop, want God is by hulle. En wanneer ons saam bid, papi, dan laat ons die bose hardloop. Breek ons daai aanvalle oor jou besigheid, oor jou lewe, oor jou gemoed, oor jou gesondheid, oor elke uitdaging wat jy het. We need to release the power of agreement, maar dan moet ons saam bid, saamstem. Mal oor Filippense 4:6. Don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need. Thank Him for what He's done.
Only when we have knelt before God can we stand before men. Bid volhardend, bid gelowig, bid saam. Belangrik. Ons het nie oor ons nie vra nie. Roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Vinnige laaste storieetjie. Dit was die beeld in 1995, die voorblad van die beeld gewees. Dis 'n ene meneer Ashley Watson, sakeman in Sandton, ry die aand daar by sy huis in, net toe hy in sy motorhuis inry, toe's daar 3 perde, 2 met AK-47's en 1 met 'n mes. En voor hy nog tot verhaal kan kom, is die mes hier teen sy keel, stamp sy bril van sy gesig af, boener hom daar agter in die kar in. And it's amazing what you can do with a gun and a kind word. En hulle het hom daar weg. En hulle het hom gekaap. Maar hy is 'n geesvervulde kind van God. En hy begin kliphard en hy sê, ek bind die Satan in julle bind ek in die naam van ons Here Jesus Christus. En hy begin om daar in 'n taal te bid. Rakatashana baba shana sokototono rukututini reketeshene baba shanta. En hy trek al los en hy bid daar in 'n taal. Jesus en die ouetjies skrik groot en hulle kyk met sulke groot oë, kyk hulle vir mekaar en hulle sê, hoorie, boys, ons het 'n fout gemaak. Ons het 'n kind van God hier, het ons hier nou ontvoer. Ja, en op 'n stadium stop hulle soek, hulle kry sy bril, hulle sit sy bril vir hom aan, gee sy Bybel vir hom terug. Hulle stop vir hom R10 in die hand dat hy kan petrol ingooi. Hulle sê, hoorie, asseblief, ons gaan jou net, ons is nou hier naby Soweto se wêreld, naby 'n plakkerskamp. Ons gaan net gou vir jou verduidelik, hier links, daar regs soontoe en dan is voor GPS, okay? Dan kom jy op die snelweg, uur later kom hy by die huis. Ongedeerd. Hy sê, as hulle nie sy bril vir hom teruggegee het nie, sou hy nie kon sien op die pad nie. En die Here het hom beskerm. Praise the Lord. Dis gebed. Maar hoorie, ek vas en bid dag 1, ek sien nog nie 'n antwoord nie. Dag 2, nog nie 'n antwoord nie. Dag 3, nog nie 'n antwoord nie. Dag 4, nog nie 'n antwoord nie. Jy kom soos Daniël op dag 21. Hoorie, van die eerste oomblik af wat jy gebid het, is jou gebed verhoor. Great, 21 dae later, thank you. Maar dit kom. En in die volgende 3 na 40 dae na jou vas, kan jy verwag dat daar 'n antwoord sal kom. En 'n deurbraak sal kom. Gaan hom los. Ek het vir Ernie gevra, ons eerste Woensdag aand gebed, eerste Woensdag van die maand. Ons speel nou nog, miskien kan julle my gou help. Ons gaan gou hande opsteek. Wie sal verkies, en ons weet nou, daar's nou 'n klomp van julle en is kinders in 'n skool en 'n pyjama drill en in die bed kom en daar's 'n klomp laerskoolkinders. Wie sal verkies dat dit 7:00 tot 8:00 is? Ons gaan max vir 'n halfuur saam bid, ons gaan 'n bietjie worship, kort teaching oor gebed en dan gaan dit chaos wees hier binne, pumping. 8:00 is ons klaar. Wie sal verkies 7:00 tot 8:00? Steek gou julle hande op. Wat is 'n ander opsie? Ander opsie is as ons begin so 'n halfuurtjie vroeër, laat die kinders bietjie vroeër in die bed kom, ons begin 6:30 tot, kom ons sê eers ene, 7:30 tot 7:30. Wie vir wie? Okay, al die ma's met kinders op laerskool. Ja, 2 hande. Alraai, sê ek dit gou weer op, laat ek gou sien. Alraai. Ja. Okay, dit lyk vir my, sorry, die ma's met kinders op laerskool het gewen. So dit gaan 7:30 tot 7:30, is dit reg? Is dit cool? Okay, Ernie gaan die eerste aand, is hy ons gasmusikant en gasspreker, en dan gaan ons hom daar los. En dis al wat ek te sê het vandag.
Kom ons sluit die oë. Almal se oë toe. As jy vandag hier is, en jy het lou geraak, en jy het koud geraak, en jy het afgedwaal, en jy sê vandag, hier is 'n nuwe jaar, ek gee my hart en my lewe vir die Here, ek begin oor, ek begin van voor af, ek wil vandag nuut begin saam met die Here. As jy vandag hier is en jy sê, hoorie Pieternel, ek het nodig om my hart en my lewe vir Jesus te gee. Ek het nodig om reg te maak met hoofkantoor. As dit jy is, wil ek vra dat jy net gou vir so 'n oombliekie net vinnig jou hand opsteek. Steek net vinnig jou hand op. Dankie. Dankie. Is daar enigiemand anders? Ek wil vra, as jy jou hand opgesteek het, staan net gou vir my vir so 'n oombliekie op. Gaan geleentheid gee as daar enigiemand anders is, staan net gou saam met my op. Ek gaan sommer vra dat ons almal saam sal bid. My Vader wat in die hemel is, dankie dat die oomblik as ek bid, dat U sien en dat U hoor. Dankie dat gebed U ore bereik. Here, ek is jammer vir al die verkeerde en die sondige dinge wat ek gedoen het. Vergewe my. Ek kies vandag om my hart en my lewe vir Jesus Christus te gee. Jesus, ek nooi U in my hart in. Leer vir my wat dit beteken om 'n kind van God te wees. Ek bid dit, ek vra dit in Jesus naam.